Gefokus. Gefokus, dit is ons derde praatjie. Hier kyk ons na spirituele leiers se fotoliefde vir God is die wyse waarop hulle oor God fantaseer. So die verskil klink dan so gefokusde verskil. Die voel, begryp, saam wees en saamleef met die teenwoordige Here, of die ervaring en belewenis van 'n gefantaseerde God. Kom ons kyk weer, ek wil vir weer Kolossense 2 voorhou, nou net vers 17 en 18. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Dan kry u hierdie besondere woorde in die 83 vertaling. Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink en hy hou nie aan die hoof aan Christus vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam. Die ironie van die seremoniële godsdiens wat in die protestantse kerke inkom, word woord vir woord eintlik uitgelê binne in hierdie woorde van Paulus. In plaas daarvan dat predikante getuies van Christus is, die getuienis lewer oor wie Christus, wat het Christus gedoen, hoe is ons verenig met Christus, hoe is ons versoen met God, hoe leef ons in 'n nuwe geloofsgehoorsaamheid. In plaas van die verkondiging van Christus as getuie, staan daar 'n nuwe geslags spirituele leiers met die naam dominee, met die titel dominee, met die titel pastoor, priester, jy kan maar kies wat jy wil hê. Maar staan hulle op en dan kom hulle en in plaas van die bediening van evangelie, begin hulle met seremoniële godsdienst. Wat doen hulle? En Paulus sê, hulle hou nie aan die hoof van Christus vas nie, maar hulle bring nuwe aanbidding in, en hulle bring 'n nuwe vorm van openbaring, visioene oor God, jy kan drome oor God, missies oor God, visies oor God. En op hierdie wyse bedryf hulle 'n seremoniële godsdienst. Wat het Christus vervang? Watter prentjies het hy vervang? Hy het die prentjie vervang van offers. Christus is die offer vir alle sondes. Jy hoef nie meer te kyk na 'n bokkie om te weet jou sondes sal nooit gestraf word. Dit was 'n prentjie. In Christus se afwesigheid. Jy hoef nie meer na 'n priester te kyk om te weet jy het 'n middelaar wat vir jou intree by God nie. Christus is die middelaar, hy het gekom en hy is teenwoordig, jy het nie die prentjie nodig. Jy het nie 'n tempel nodig. 'n Kerk moet nie gebou en lyk soos 'n tempel, want die tempel was 'n teenwoordige simbool, 'n prentjie van God se teenwoordigheid. God is teenwoordig, Christus is God met ons. En daarom die Sabbatdag was 'n teken, 'n prentjie, ons is heilig, ons is heilig, Christus maak ons heilig. Hierdie tekens was vooraf skaduwings, dit was fotos, en dit was bedoel om ons te herinner aan die Christus wat kom. Maar as jy dit nou terugbring, wat maak jy nou dan? En kom ons vat weer die voorbeeld van die seun en meisie. As hy daai foto vat en hy kyk so na die foto terwyl sy hom vashou en terwyl sy hom koester, waarmee is hy besig? En kom ons noem dit gefantaseerde geestelikheid. 'n Gefantaseerde geestelikheid van ek beleef iets in hierdie fotobeeld. Ek beleef 'n vervulling in hierdie fotobeeld wat die meisie wat teenwoordig is my nie kan gee. Sy kan haarself gee, sy is teenwoordig, maar sy kan nie my fantasie wees nie. Dit is die hart en die krag van alle
seremoniële godsdienst. Met 'n fantasie oor God, die aanbidding van engele, die aanbidding, sê maar, van fantasiebeelde oor God, en die sien van visioene, 'n goddelike droom, 'n goddelike visioen, in plaas van die woord van God, is nuwe spirituele leiers besig om gelowiges weg van Christus te lei, weg van die teenwoordige meisie op die bankie, en die kerk te verlei met seremonies oor God, na 'n gefantaseerde God wat die beeld is en die krag en mag is van spirituele leiers. Ons fantaseer nie oor God nie. Hy is teenwoordig, die lewende Here, en hy spreek ons aan deur sy woord, dat ek hom kan voel, dat ek hom kan begryp, dat ek hom kan ken, dat ek hom kan liefhê. Baie dankie.